Goeienaand allemaal, welkom. Blij om te sien, allemaal is daarom weer hier en gezond. Kom ons sluit gewoon ons oë en ons begin met 'n gebed. Hemelse Vader, dankie dat U ons so by mekaar gebring het weer vanaand. Om by U te kom sit en van U wysheid te leer, U insig te ontvang. Vader, maak ons bereidwillig om te ontvang, te leer, te onthou, maar die heel belangrikste, dat ons hier uitgaan en gaan verander dit wat nodig is om te verander. Sien ook die wat nie hier is nie, maar wel saam met ons volg van die ander dorpe af. Die Heilige Gees ook vir hulle sal inspireer om aan te hou en vas te byt. Want het is bietjie moeiliker as jy een kant alleen is en nie so soos ons vanaand as 'n groepie by mekaar kom nie. Here my God, aan U al die eer, al die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons is by lesing 10 vanaand en die opskrif daar is die wederstrewigheid by die see. Kan iemand vir my sê wat beteken wederstrewigheid? Ja, dit is eintlik meer hardkoppig en hardnekkig. Wederstrewig is as ek nou vir vrou lief sê, asseblief kom smeer my voete en vryf my rug en bring my bord kos, en sy sê net, ek sal dit nie doen. Dis wederstrewig. Is eintlik 'n skimp, né? Maar dankie. So kom ons gaan ons by die eerste slide daar. So in die vorige lesing het ons al gekyk na, in die woestyn het ons verwys na die goue kalf, dit het ons nou al gedoen. In die vlakte het verwys na die klagtes oor die water, ons het daai 2 modules al gedoen. En dan gaan ons in vandag se lesing gaan ons kyk na die 3de pleknaam. Ons is mos nog in Deuteronomium 1 vers 1. So ons gaan kyk na die 3de pleknaam en daar staan teenoor Sif. En dit verwys na 2 gevalle. Dus kom nou 3 en 4 is 2 gevalle waar hulle wederstrewig was by die Skelfsee. Die een was daar waar die pad gemaak is vir hulle en die tweede keer is die Egiptenare wat agterna deurkom. So ons gaan gou vanaand kyk na daai 2 gedeeltes. En dan lees ons in Exodus 14 vers 1 en 2 daarso. Toe die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pi-Hahirot tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal-Zephon moet julle laar opslaan by die see. So my vraag daar heel eers is, het God 'n fout gemaak? Het God hulle verkeerdelik gelei? Want hulle was nou op pad. Wie lei hulle? God lei hulle. So God bestuur die rigting waarna hulle gaan. En iewers skielik sê God, wow, ek wil gou hier moet omdraai. Ons moet nou weer terug gaan op ons spore. So het God hulle nou 'n bietjie verkeerd gelei of het hy van plan verander? Dink jy het uit van plan verander? Ons gaan kyk 'n bietjie verder. Ons lees vers 3. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land. Die woestyn het hulle ingesluit. So God het gou heel eers gesê, draai gou om. En as julle omdraai, dan gaan Farao begin besluit, maar hulle het verdwaal. En wat gaan hulle doen as hulle verdwaal het? Gaan agterna sit. En ek sal Farao se hart verhard dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. En die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is. En hulle het so gedoen. Wat is leermag, Reggie? Sy soldate, sy weermag of soos ons sal sê, sy lugmag of sy vloot. Maar al sy soldate, al sy vegters gaan nou agterna kom. Die oomblik as hulle omdraai, dan gaan hulle agterna kom.
So beslis het God nie 'n fout gemaak nie. Dit was deel van sy plan om die Egiptenare te kry om hulle te agtervolg. So God doen niks sommer maar net nie. Ons het nou gevat en God kom sê vir ons gaan nou in hierdie rigting na die beloofde land toe. En op pad so toe maak hy nou 'n ander opsie. Hy laat ons nou omdraai. En baie keer wanneer ons bid vir 'n ding en dit lyk asof dinge in 'n rigting gaan en God vir ons begin nou deurkom, ewe skielik dan verander die roete. En dan begin ons te twyfel. Hoekom het God dan nou onttrek of teruggetrek of my na 'n ander rigting gestuur? Ek is aan op pad soontoe want dit is waarvoor ek gebid het. Dis waarvoor ek gevra het of dis waartoe hy my gestuur het. Hy het my die opdrag gegee. Nou God het na hulle toe gekom en gesê kom ons gaan uit na die beloofde land toe. Nou wil jy ons weer dat omdraai. Nou hoekom het God hulle dan tot hier gebring? Want as ons gou terug gaan, het God vir hulle gesê julle moet omdraai en na 'n spesifieke plek toe gaan. En daai plek is Baal Zephon. Dit was tog nie nodig om deur die see na die beloofde land te gaan nie. Nou, ek wil net gou vinnig die kaart is eintlik vir volgende week, maar toe ek nou die les gaan dink ek kan dit nog gebruik. Hierdie gedeelte hier is Egipte. En hulle het hier in die Laar Delta het die grootste gedeelte van die Israeliete gebly. Toe hulle mos saam met Josef die hele volk van Israel en sy kinders wat inkom het hulle gesê, hulle kry die beste streek daar, en die streek is Goson. En dit is in hierdie gedeelte hier waar die hele Nylrivier begin 'n delta maak, waar een rivier, 'n klomp klein riviertjies maak, voordat in die see ingaan. En dit is baie vrugbare grond. Nou, hulle moes van hier af beloofde land toe gaan. Dis hier, ek gaan kyk, daar is Jerusalem. So hulle moes van hier af soontoe gaan. Daar loop die paai, hulle kan of so omgegaan het, of hulle kan so omgekom het hier af. As hulle hier deurkom, dan kom hulle hier by Berseba. Kan iemand onthou wat het by Berseba gebeur? Daar het twee mense met mekaar gestry oor waterputte. Nou julle ons het in die begin gepraat van Abraham, wat aan die een kant is, en ek wil kyk waar so Gerar, die koning van Gerar, was aan die ander kant, en daar was hierdie struweling oor die waterputte. Kan julle onthou? Abimelech. Ek kyk of ek dit kan kry. Genesis. Isak was ook aan Gerar. Hy maak 'n verbond met Abimelech, onthou julle daai gedeelte? En net voor dit is nou sommer daar in Genesis 27. Genesis 21. Abimelech en Abraham het daar mos 'n belofte met mekaar gedoen oor die vrede. Onthou julle toe ons begin het ons gepraat oor 'n vredesverbond en hierdie vrede wat ons gemaak het. So hulle kon daardeur gegaan het. Maar wat nou gebeur het is God het hulle hier afgebring. Hulle het nie nodig om deur die see te gegaan het nie. Geensins nie. Hulle kon reguit op droë grond deurgegaan het na die beloofde land toe. God het hulle afgebring hier teen die waters af tot hier onder. Want hier is die Baal Zephon. Heel onder. So hy het hulle al die pad afgebring hierna toe. Hulle het hier na 'n punt gekom tot hulle het omdraai en hulle moes daar kamp opslaan. En wat nou gebeur het is, hulle moes na die berg aan die een kant, die see aan die ander kant, en die Israeliete wat die Egiptenare wat afkom. So hulle word heeltemal nou in 'n hoek vasgekeer. So God het nie nodig gehad om hulle deur die see te vat, geensins nie. So as ons nou 'n bietjie verder gaan,
Kan julle onthou, ons het al voorheen verwys na die 10 pla in Egipte. En hoe elkeen 'n oorwinning was oor 'n Egiptiese god. Ons het nie in die lesing gedoen, ek het al in vorige lesings gedoen, maar ek het net verwys daarna, dat elke plaag was gemik op 'n afgod wat die Egiptenare gehad het. En dit is hoe God sy mag bewys het. So om te wys dat ons Skepper is magtiger as al gode, was die doel daarvan geweest. Ek wil nog in 'n skep. Nou Baal-Zephon, wat ek nou hier gesê het, is nie net 'n plekkie. Vir ons is dit, ons lees dit net en ons gaan aan. Baal-Zephon was 'n afgod. Baal beteken ons God. So Baal-Zephon was die god van die noorde, of die god van die noorde wind. En Baal-Zephon was een van die gode van storm en see en deur sommiges gesien as 'n beskermer van die maritieme seehandel. So hierdie god wat hulle nou hier gehad het hierdie hele seehandel, soos jy op die skepe was, en dan breek 'n storm uit, dan bid jy tot daai god. Kan julle onthou Jona? Toe Jona in die boot was, toe almal op die boot gebid tot hulle god. Nou van hulle sou dan heel waarskynlik gebid het tot Baal-Zephon as 'n voorbeeld, want dit is die god wat hulle geloof het vir daai gedeelte. So God het hulle gebring tot hier voor hulle afgodsplek. Want dit is waar die God is. En hierdie God het mag oor die noordewind. Hier by Migdol was amper soos 'n uitkyktoring, as ons nou moet dink aan die blokhuis. Jy moet altyd, jy het 'n toring daar en dan kan jy uitkyk oor die vlaktes wanneer mense kom. So dis hoe hulle geweet het, die was Egiptenare gewees. En hulle kon gesien het dat die Israeliete begin omdraai. Hulle dwaal. Want dis hoe dit ons nou lyk. Hier gaan hierdie klomp mense die kant, hier kom hulle terug, hoekom dwaal hulle? So die boodskap was teruggestuur en die soldate kon kom. Die tog deur die Skelsee was meer as net 'n uitweg vir die Israeliete. So vir ons is dit, wow, God het 'n pad gemaak. God het eintlik sy mag oor ander gode bewys. Dit is nie sommer net 'n wonderwerk uit die bloute uit nie. Dit was 'n beplande oorwinning oor nog 'n Egiptiese god. Die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is. So dis hoekom hy hulle nou nie so omgevat het. Daar's nog ander redes hoekom hy hulle nie dadelik so omgevat het en hulle hier omgebring het. Hy het geweet as hulle daarin gaan hulle twyfel. En ons gaan nog volgende week of die week daarna gaan ons juist kyk hoekom God hulle direk so omgevat het, maar eers hierom. Een van die redes is om sy mag te kom bewys hieronder. Hy gaan hulle nou so afbring en dan gaan hy hulle nou weer so om terugbring. So die eerste beproewing is, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees. Die vraag is daar, moet ek dan nie onheil vrees? Want, kyk gou hier, jy sit hier in die hoek, die kant toe kan jy nie hardloop nie, dis berge, die kant toe, berge en woestyn, die kant toe kan jy nie hardloop nie, want is see, en die enigste kant waar jy kan hardloop, is 'n hele weermag op pad. So daar is nie 'n uitweg nie. Jy staan nou regtig hier in 'n dal van doodskade, want daar is nie 'n opsie nie. Toe Farao naby kom, ons lees daar in Exodus 14 vers 10, ek gaan net gou weer so 'n bietjie so draai. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk deur en kyk. Daar trek die Egiptenaars agter hulle aan en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. Die oomblik toe ons bang raak, die oomblik toe daar nou gevare kom, toe keer ons terug na God. En hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe. Wat het u ons nou aangedoen dat u ons uit Egipteland uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie? Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien.
want dit is beter vir ons om die Egiptenaar te dien, as om in die woestyn te sterwe. So die oomblik toe hulle die dood in die gesig staar, toe draai hulle teen Moses, en hulle sê, maar, ons het dan vir jou gesê, los ons daar. Jy het na ons toe gekom en gesê, maar kom, ek gaan julle vat na 'n beter plek toe. As jy kan onthou, daar in die begin toe maak die werk bietjie swaarder. En toe is hulle nog meer ongelukkig gesê, maar los ons net, ons was gelukkig geweest. Nou vra hulle vir hom, is dit nou wat jy beplan het, om ons uit te bring daar uit, sodat ons nou hier voor die soldate nou kan sterwe, in die woestyn. Daar was dan vir ons grafte geweest, hier gaan nou vir ons niks wees nie. Die mense gaan ons nou net kom doodmaak, hulle gaan ons lyke daar los, en wie gaan ons nagedagtenis kom opsoek? So dit was beter as ons nie die God begin volg het nie. Die God het nie 'n plan nie. Is dit al wat hulle gedink het? Want dit is wat hulle nou eintlik sê vir Moses. Ons het jou gevolg, die God het nou eintlik 'n plan vir ons gehad, maar hier wat ons nou staan, ek het nie of hy 'n plan het, want hy het ons nou laat omdraai en kyk waar sit ons nou. So het hulle enige geloof, vertrou hulle nie in God nie. Die vraag is wat jy jouself moet afvra, hoeveel keer het jy nie nou al so gemaak het, dat dinge kom oor my pad, en ek besluit, ek gaan nou myself bekeer, of my lewe regrig, of net weer terugkeer na die regte pad toe, en wanneer dinge jou bietjie hard voor die bors loop, dan wil jy terughardloop na die ou dinge toe. Ons kry dit baie keer mense wat op geleenthede hulle bekering sal voor die gemeente sal kom beken of aflê, en vir 'n week of 2 gaan dit baie goed, en dan kom ons sê as hulle nou in die drank was, hulle het nou opgehou vir 2 weke, daar kom 'n probleem, maar val hulle weer terug in die ou maniere, die ou drank of wat hulle sonde ook al was, waarvan of hulle bekeer het. En dan sê ons, hy het maar net kom mooi praatjies toe. Ons het allerlei goedjies te sê, want hy het dit seker nie bedoel nie, dis hoekom hy verval het, of hy was nie opreg nie. Maar dit is hoekom, die vertroue is nog nooit daar geskep nie. En dan val ons makliker terug. Ons kom, en dan is ons daar, en dan sien ons nie maar, is dat nou nie so lekker as wat ek gedink het. Die ou lewe het lekkerder gelyk. Daar in Egipte was dit lekkerder. Ons was slawe, dis alright. Maar ons het alles gehad. Nou sit ons hier, waar die dood in die gesig staat. Ons het die water, ons het die kos, ons het die blyplekke, ons het niks, ons swerwe nou. Dan lyk dit altyd beter. Ons as Christene het baie keer die uitdaging om mense wat in die wêreld is, vir hulle is dit lekker daar. Dit lyk nie lekker om oor te kom na Christenskap toe nie, want ons lyk baie droog, ons mag nie vloek nie, ons mag nie dronk wees, ons mag nie dit doen, ons mag nie dat doen nie. Hoekom wil ek nou al daai, dis nou die lekkerte van die lewe. So dis 'n uitdaging wat ons het, en hier kom Moses nou voor dieselfde uitdaging, waar hy sê, maar dit was nou lekkerder geweest daar. Hier is een situasie, maar 2 sienings van dieselfde situasie. Almal van hulle, Moses en die hele volk, is in dieselfde situasie. Onthou julle die bitterwater? Die Israeliete sien hulle dood in hierdie situasie, maar wat sien Moses in presies dieselfde situasie? Ons het nog gehoor wat is die volk se standpunt oor hierdie situasie. Kom ons gaan kyk wat sê Moses. En ons lees daar in vers 13 en 14, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees.
Hoeveel keer het jy al opgegee en teruggekeer oor die bang geraak het? Vasbeslote, 'n nuwe ding aangepak, rigting ingeslaan, 'n verhouding begin, net om gou weer in Egipte op te eindig. So Moses het nou gesien, hier gaan God nou vir ons kom verlos, maar julle sien, daar is nie 'n uitweg nie. Toe steek Moses sy hand oor die see uit en die Here het deur 'n sterk oostewind, sien julle hier kom die wind nou, ons het net nog gelees van die noordewind, die God van die noordewind, so God gaan nou wys, hy is die God van winde, en hy bring die oostewind, die see laat wegvloei en die hele nag deur en die see droog gemaak en die waters is gekloof en die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Nou, ons almal weet, ons wat nou so 'n tipe rivier het soos hier wat baie keer droog, meeste van die tyd droog is, as hy nou gevloei het en die water is nou als weg, dan bly die sand nog nat, modderig. Al het die water weg. So, God het nie net die water geskei nie, hy het die grond droog gemaak. En die grond vat bietjie baie langer om droog te raak as net die water wat bo oor wegvloei. God gebruik die oostewind om die God van die noordewind en die see te oorwin. Maar die Israeliete is nog nie verlos nie. Al wat God nou gedoen het is, hy het nou van hierdie situasie waar hulle is, vir hulle pad oopgemaak. Hy het nou vir hulle gewys, kyk hoe magtig is ek. Julle kan op droë grond deurtrek. So kom ons kyk gou daarna. Jy staar die dood in die gesig en God maak 'n weg. Dis nou wonderlik. Hier staan jy het nie 'n rigting om in te slaan nie en ewe skielik maak God vir jou deur oop. En jy dink hier kom my oplossing nou, hier kom my bevryding nou en ek gaan in. En onmiddellik is jy opgewonde want jy dink God red jou. Maar toe volg die soldate van Egipte dan ook in die weg wat God gemaak het. So, skep gou vir jou die prentjie. Hier stap ek nou as 'n man, maar ek kan vir die soldate as man alleen, kan ek dalk weghardloop. Of ek kan ten minste so vinnig as wat hulle beweeg, self beweeg. Maar nou ek sit met 'n vrou en ek sit met kinders, ek moet my goed saamdra, so ek het my meubels en al daai goeders en ek het my trekdiere, of my diere wat saam trek, so ek moet al my besittings moet ek vat. En as ek nou so sene wat nou 'n klein babietjie is en wil nou, hoe hardloop jy vir soldate weg, wat met perdekarre jou agterna sit? So God maak nou vir jou hierdie weg oop, en jy gaan in die weg, en as jy jou kom kry, dan sien jy, maar hier kom hierdie mense dan agterna. Hoekom het God nie vir hulle gekeer nie? Hoekom het God nie sommer dadelik vir ons laat deurgaan en hulle daai kant gehou nie? So daar's nog nie verlossing nie. Daar's net 'n weg gemaak. En God het hulle ook op die weg, kom. Laat hulle ook op die weg kom. So, dit is die tweede beproewing. Sou hulle God vertrou of weer vrees vir die Egiptenare? Want God het nou net vir die deur opgemaak, daar is hierdie onmiddellike verligting, en ewe skielik dan kom die vrees nou maar net weer terug. Kan julle sien, ons het verlede week ook gepraat, God gaan jou geloof in hom versterk met beproewing op beproewing op beproewing. Hy het nou net vir jou gewys, ek kan die see vir jou oopkloof. En dan kan jy dalk sê, maar jy kan die see vir my oopkloof, maar jy kan nie die Egiptenare keer nie. Wanneer jy diep in die dal is, sien jy selde 'n groter prentjie. God het tot hier toe nog net verwys na sy sterke hand. So wanneer ons al die gedeeltes voor dit lees,
dan sal God heeltyd verwys, ek het jou uitgelei met my sterke hand. Ek het jou uitgelei. Dis heeltyd die ding. Hy het al die mense gevat en hulle uitgelei met 'n sterke hand. God het tot hiertoe nog net verwys na sy sterke hand, uitgelei uit Egipte met sy sterke hand, nog nooit van verlossing nie. Ons moet gou die twee dinge skei. God lei jou uit die een punt uit, maar jy is nog nie vry nie. Jy is nog nie verlos nie. Hier kry ons so 'n riglyn oor hoekom die banvloek soms nodig is. Nou die banvloek is wanneer God gesê het, vernietig alles wat daar is. Want, as God vir jou gesê het, vernietig alles in die stad, en jy het van die goed gehou, dan bring dit sonde binne in jou gemeenskap in. Daar is sekere goed wat ons moet heeltemal verwyder. Al het die Israeliete veilig deur die woestyn. Ek wil gou hierdie prentjie skep. Al het hulle nou veilig deurgetrek. Kom ons God het hulle nou uit Egipte land uitgevat. En hy het hulle deur laat trek tot in die beloofde land. Was hulle ooit verlos van die Egiptenare? Nee. Hulle is nog nooit verlos nie. Kom ek vat gou die prentjie. Ek wil gou hierdie scenario skep. Jy as ouer, jou dogter is in 'n verhouding met 'n ander man. Die man slaan en ran vir haar aan. Jy gaan en jy haal haar uit die huis uit en jy bring haar terug na haar ouerhuis toe. Jy het haar uitgelei daar, maar sy is nog nie verlos van daai man. Ons weet, hy gaan haar stalk, hy gaan haar agtervolg, hy gaan haar eendag weer iewers kry, of hy gaan met sy mooi praatjies vir haar probeer teruglok en sê ek is so jammer, ek sal nooit weer dit doen nie, maar hy is nog nie vry nie. Sy is nog nie vry van hom nie. En dit is die scenario wat ek wil hê julle moet hier sien. Solank as wat hulle net deurgegaan het, en hulle bly aan die een kant in die beloofde land, hier, is nie baie ver, hulle bly nou hier, Egiptenare bly daar, een of ander tyd, gaan hulle weer kom. So nou moet God dit bewerk, en dit is waar dit inkom. Hulle het nie hierdie groter prentjie gesien nie. Ons is almal skuldig aan. Ons sien net hier in vandag. Ons sien net, my kind het in dwelms verval. God moet vandag my kind kom help. Maar ons weet nie, ek sê nie dis in al die gevalle so nie, maar ons weet nie of God dalk met daardie persoon 'n pad wil loop om daai persoon terug te bring, sodat daai persoon 'n getuienis het, ander te kan waarsku. En dan wil ons baie keer sê, maar die Here kom nou nie deur vir my nie. Maar hier moes dit ook so. Hy moes hulle nou eers deur ander goed gevat het, om hulle geloof te versterk, en om van hulle heeltemal 'n verlossing te bewerk. Want as hulle nou daar deurgetrek het, daarbo, was hulle nou vinnig, hulle was nou lankal daar, hulle moes nou beklei het in daai mense, ons gaan nog by dit uitkom, hulle moes beklei het in daai mense, en net sodra jy gewen het, dan sien jy, wag, hier kom die Egiptenare ook aan nou weer agterna. So kom ons lees Eksodus 5 vers 3, dit is nou weer 'n bietjie vroeër, toe het God iets gesê. Toe sê hulle, die God van die Hebreërs het ons ontmoet. Dit is nou waar, amper sê ek, Noag, Moses en Aaron voor Farao gekom het. En hulle het vir Farao gaan sê, maar ons is vandag hier so, en dit is die rede, ons het ons God ontmoet, en laat ons toch 3 dagreise ver die woestyn intrek, en aan die Here ons God offer, sodat hy ons nie tref met die pes en die swaard nie. So dit is ietsie wat ons vergeet. Die oorspronklike ooreenkoms was, ons wil net 3 dae intrek.
Dis wat hulle vir Farao gesê het. Dis nie noodwendig wat hulle gedoen het nie, of wat Moses se plan was nie. Moses se plan saam met God was heeltyd geweest om hulle na die beloofde land toe te vat, maar hulle het in die oorspronklik gesê net 3 dagreise uit. So hulle het nou begin uittrek, en toe hulle begin dwaal, toe kom Farao agter my huisfout. Die mense is nie van plan om terug te kom nie. So ek gaan my soldate stuur. Want die dag toe hulle uittrek, toe vat hulle die hele arbeidsmag ook saam. Hulle het baie goed saamgevat wat die hele ekonomie in mekaar sou laat stort. So nou kom hierdie leermag agterna. As nou klaar jou ekonomie op sy knieë, so nou stuur ek my soldate agterna, want hierdie mense is nie van plan om terug te kom nie. God moes seker maak dat die Egiptenare nooit weer agter die Israeliete sal kom om hulle terug te bring Egipte toe nie. Al manier om dit reg te kry is om die hele Egiptiese leer uit te wis. So dit is die doel. Ek kan nou jou ekonomie op sy knieë, maar nou gaan ek jou hele weermag agterna lok, en ek gaan hulle laat omkom binne in die see. So as ons nou vorentoe trek, is daar nie meer soldate om te kom nie. Want ek wil nie sê net vrouens nie, maar kom ons kan nou aanneem, net vrouens en kinders met 'n bietjie mans gaan agterbly. Maar al jou geoefende, opgeleide mense, soldate, het nou hier gesneeuwel. So daar gaan 'n vrees vir generasies wees om nie enigstens agter die Israeliete aan te gaan nie. So as lees vers 30, so het die Here Israel dan die dag in die hand van die Egiptenaars verlos, en Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see. Ook het die Israeliete die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses sy knegt. So hulle nou 2 keer die beproewings gedryp, hulle het nie gemaak nie, en nou het hulle gesien, hier lê die mense dood voor ons. Hulle spoel ons nou uit op die see, en hier lê die lyke, ons kan dit sien. Ons is nou vry. Eers nadat hulle die lyke op die strand gesien, uitspoor die Israeliete God begin vrees. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, sê dit totdat jy dit glo. Oor en oor. En dis die lesing vir vanaand. So, kom ons gaan kyk gou by die huiswerk. Ek wil gou hierdie gedeelte gebruik om iets te verduidelik rondom verslawing. Ons wil baie keer iemand vat, ons stuur hom na 'n rehabilitasiesentrum toe. Hy gaan deur alles om gerehabiliteer te word, net om terug te kom Egipte toe. Want baie keer is dit, kom ons sê, omstandighede by die huis. Ek wil nie sê dit is altyd so nie, ek gaan 'n voorbeeld gebruik. Omstandighede by die huis is nie so na wense nie. So hierdie jong kind begin op die strate rondlê. En omdat hy op die strate begin rondlê, begin hy eksperimenteer met dinge, en as hy hom weer kom kry, dan sy verslaaf aan dinge, aan dwelms. En nou begin die ouers ewe skielik bekommerd raak oor die kind. En hulle stuur die kind na 'n rehabilitasiesentrum toe. Die kind vorder goed, die kind rehabiliteer 100%, en dan kom die kind terug, weer na dieselfde omstandighede by die huis, en dan wil hy weer net buite op die straat gaan sit. En wie ontvang hom daar? Wie verwelkom hom? Al die ou Egiptenare. En dan verval die persoon maar net weer. So, wat ons dan moet doen is, ons moet nie net 'n persoon vir rehabilitasie stuur nie. Ons moet sy omstandighede wat dit veroorsaak het, ook heeltemal wegvat. Jy kan nie verwag van 'n kind wat rehabilitasiesentrum toe gaan het, teruggekom het, maar dieselfde vriende nie. Net soos 'n persoon wat aan alkohol verslaaf is. Hy kan nie gaan vir rehabilitasie en terugkom en weer in die bar gaan sit, of weer op die yard gaan sit.
alles moet vernuwe word. Alles moet vervang word. So God het hier ook, hy vat die Israeliete uit Egipte uit en hy maak alles agter hulle dood en skoon en verwyder dit om hulle daar uit te bring waar hy hulle wil hê. Hulle moet nie weer teruggaan nie. So die leeswerk is taak 10. Leeswerk, lees die hele gegewe gedeelte deur, die 12 spioene, dit is volgende week se lesing. Teken jou gunsteling, die opdrag B is, teken, kuns, né? Teken jou gunsteling Bybelgedeelte, enige verhaal of gelykenis of gebeurtenis, enetjie waarvan jy hou. En dan vat jy 'n blaai en jy teken en maak dit mooi kleurvol en in detail. 'n Stokmannetjie kan ook mooi wees. Jy teken vir hom 'n blommetjie iewers of jy sit vir hom 'n striktasie aan, dan is 'n stokmannetjie ook mooi. Dan, want ons gaan dit vir mekaar wys en kyk of ons kan raai watter gedeelte dit is. Okay. So dit moet daarom so wees, jy moet nie met sulke groot oë aankyk nie. Dit moet daarom so wees dat die mens kan agterkom waarna verwys. Kom ons vat Dawid en Goliat. As jy een klein stokmannetjie teken en een groot stokmannetjie met 'n klip hier voor sy kop. Ja. Dit hoef nie 'n kunswerk te wees nie. Die doel gaan dit wees, kan jy jou verhaal gou vir die kinders. Ons het mos nou hierdie kinders. Hulle moet sommer vir ons kan raai watter gedeelte dit is. So ons gaan nie punte gee vir die mooiste nie. Ons gaan net gaan kyk dat ons mekaar kan wys. Want dan kan ons iemand sommer 'n verhaal vertel van sy storie. Ja, ek kan 'n beurt gee volgende week. Dan gou huiswerk. Ek het nog nie almal se huiswerk gekry van verlede weekie. So ek gaan dit weer laat oorstaan. Want ek wil graag die wat ek al gekry het, daar is punte wat ek daar uit wil aanhaal wat ons daar kan bespreek, maar dan wil ek net gou eers dat almal hulle huiswerk indien. Ek weet dat ons moet eers weer in die routine en in die siklus kom. So ons sal hopelik binne 'n week of 2 dan sal ons weer in die routine wees. Alles op datum hè. Is daar enige vrae? Niksie. Kan ek vra? Nee? Vra oor die lesing om te kyk of almal geluister het? OK. Almal geluister? Dis reg. Dankie. Sterkte met die huiswerk. En dan sien ons volgende week weer selfde tyd, selfde plek.